slaap hier. Lyk eerder asof jy my sitkamer uitkom. Dit was 'n noodgeval. Het jy en jou dik lover alweer stry gekry? Nee, Albertus se ouers van Hermanus het gisterand onverwags hier opgedaag. Maar wat is die probleem? Daar's mos genoeg plek in 'n huis vir julle almal. Hulle weet nie Weet nie wat nie. dat Albertus gay is nie. Is hulle blind of net plain stupid? Hulle is baie konservatief. Hulle dink Albertus is net 'n bachelor. Hoe lank gaan hulle hier wees? Ek weet nie. Laas toe hulle hier was, het hulle vir 3 weke lank gekuier. Ek moes by Gert gaan loseer het. Jy kan nie vir 3 weke op my bank slaap nie. Ek weet, dit is baie ongemaklik. Ag Bessie, sal jy jou kamer oopsluit as jy nagdiens gaan doen, dan kan ek op jou bed slaap. Ek het 'n beter idee. Kom ek gaan sê vir Albertus se ouers hy's gay en ek beloof jou hulle is vandag nog hier weg. Liewer nie. Albertus moet dit self doen. Dan moet jy miskien maar weer by Gert gaan loseer. Gert sal dit nie toelaat nie. Sy bodybuilding boyfriend Kevin kan nie vertrou word met 'n jong aantreklike loseerder in die huis nie. Veral nie as die loseerder saam speel nie. Hy het drugs in my koeldrink gegooi. Wat se drugs? Spanish fly. Ag, asseblief. Is dit die verskoning wat jy vir Gert gespin het? Hy glo dit. Albertus ook. So moet jy nou nie ou wonde staan en oopkrap nie. Jy weet, jy verdien al die moeilikheid waarin jy beland. Precious vertel my dat jy 'n skriftelike waarskuwing by jou werk gekry het. Wat? Hoe die hel weet sy dit? Een van die skoonmakers by jou werk se skoonma is by Fappa, die Fafi Players Association saam met Polina. Polina? Polina wat hier langsaan vir mevrou Visser werk, sy het vir Precious die hele storie vertel. Wat presies weet jy? Alles. Alles? Bessie, kan ek en Trompie asseblief in jou huis bly tot Albertus se ouers gewaai het? Solank jy in daai vark net julle bek hou. Ek skaam my oë uit my kop uit as Hester of Esther ooit hiervan moet uitvind. As Hester en Esther ooit wat uitvind? Toe is Trompie soos 'n pink rocket daar wegwerk toe en Auntie Bessie kon nie vinnig genoeg na haar kamer toe gaan om te gaan stort en te gaan slaap nie. Ek worry nie. Sal eendag van die tyd uitkom. Ja, maar ek wil nou weet. Wees geduldig. In die huis sien 'n geheim baie vinnig sy gaai. Dan moet ons dalk vir Albertus en sy ouers oornooi vir 'n braai. Hoe sal dit ons help met Auntie Bessie se geheim? Dit gaan nie, maar dan kan ons Albertus se stupid geheim op 'n baie subtiele manier voor sy ouers oop vlek en dan kan Trompie terug gaan huis toe. Dis 'n idee. Ek kan iets voor hulle laat uitglip soos: "Hi, het oom en tannie geweet Albertus is gay?" Jy's op die regte pad, maar ons kan dit nie net so reguit sê nie. Net nou kry een van hulle 'n hartaanval of iets. Ek is doodseker sy ouers moet weet. Hulle moet dit at least vermoed. Dalk wil hulle nie weet nie. Dit gebeur met baie mense. Hulle noem dit denial. Hoe werk dit? 'n Mens se brein, hè? Ja, 'n mens se brein. 'n Mens se brein is baie kompleks. Daar is 2 verskillende vlakke. Die onderbewussyn en die bewus. Die bewus. Die bewus, jou bewus. Jou bewussyn. Dit is die breinsyne wat jou bewus maak. Anders sal 'n mens bewusteloos wees. Man, ek kan nie vir jou verduidelik as jy my die hele tyd in die rede val nie. Okay, ek sal nie weer nie. Gaan aan. Okay. Denial, soos die Woordeboek sê. Ek weet. Dis soos die rivier in Egipte. Denial. Wat? Daar waar hulle die babietjie en die bissiemandjie gekry het, die Nylrivier. Was nie sommer net daai babietjie nie. Dit was die verlore seun. Dit was Moses. Nou wat het Moses met Albertus se ouers wat nie wil weet hy is gay nie te doen? Niks. Absoluut niks. Eet jou French toast. Dit word koud. Die advertensiefoto's wat hulle van my geneem het kom vandag uit. Waar? Kyk uit daarvoor as jy lughawe toe ry. Dit gaan op 'n paar van daai baie groot billboards langs die pad wees. Ek dink nog steeds dit is verkeerd om iemand in 'n lugvaardin uniform af te neem wat nie 'n gekwalifiseerde lugvaardin is nie. Dis presies hoekom daar modelle is. Al die advertensies gebruik modelle. Wat bedoel jy? 'n Model is soos die naam sê, 'n model van die regte ding. Maar hoekom gebruik hulle nie net die regte ding nie en kry klaar? Want 'n model is mooier, meer fotogenies en baie beter ontwikkel. Al hierdie model baie laat ontwikkel. Ek wonder maar net wat die adverteerders gaan sê as hulle moet uitvind dat hulle model matriek gedop het.
maak my naar. Jy vra is ek okay, ek sê maar net ja. Jy maak my seer. Jy maak my seer. Dis mooi, maar sing eerder iets oor die liefde. Daai sang is vir iemand wat wil beklei. Ek het baie opgehoopte anger in my. Maar gaan join 'n kickboxing klub. Daar laat hulle jou die hel uit te slaan, sal hy slaan, skop en byt. Dink jy nie dis oneerlik om iemand vir 'n advertensie af te neem en dan voor te gee hulle is iets wat hulle nie werklik is nie? Jy bedoel soos iemand wat byvoorbeeld aangetrek is soos 'n hoender, Nee, soos 'n eier. nee, soos 'n ligwaardin. O, soos Esther. Ja, soos sy. Ek dink sy lyk gorgeous in haar uniform. Sy lyk soos 'n regte ligwaardin. Dis juis my punt. Sy is nie. Dis net 'n advertensie. 'n Advertensie is nie veronderstel om die regte lewe te wees nie. Esther se advertensie is 'n baie realistiese foto van haar op 'n massive billboard. Almal gaan dink sy is 'n ligwaardin. So what? In jou hart weet jy sy is nie. Jy is. Ek dink ek is besig om mal te word. Hoe dink jy voel ek oor die feit dat ek nie eens in my eie huis kan slaap? Dis onaanvaarbaar. Gaan sê vir sy ouers reguit. Jy en hulle seentjie speel vir die Pinkspan. Dan's alles oor en verby. Dis nie so maklik nie, daar's komplikasies. Wat se komplikasies? Albertus se ma het al voorheen 'n geweldige nervous breakdown gehad en sy pa het 'n baie swak blaas. Waaroor het sy 'n nervous breakdown gehad? Die tannie het eendag onverwags by die huis opgedaag en toe vang sy die oom saam met haar beste vriendin in die kooi. Dit moes haar effens ontstel het. Effens. Dis dieselfde vriendin wat saam met haar 'n geestelike boekklub behoort en die leier is van hulle volksspele laar. Hallo! Toe raak die tannie hysteries en toe skop sy die oom verskriklik hard op 'n sensitiewe plek en van daardie blaasprobleme. In daardie geval dink ek jy kan regtig vir Albertus se ouers sy geheim vertel. Albertus sal kwaad word. Man, hy's altyd kwaad oor alles. So what's new? Stel dat jy jou voet neersit. Jy kan nie toelaat dat sy skynheilige ouers jou uit jou eie huis uitsmyt nie. Miskien is jy reg. Ek weet ook nie eintlik waarvoor ek bang is nie. Gaan sê vir hulle reguit en staan op vir jou regte. Kyk hulle in die oë en sê: "Hierdie is my en Albertus se huis. Ons bly saam hier as 'n couple en ons is gay." En trots daarop. Gaan sê hulle. Toe. Jy's reg. Vandag nog gaan hierdie kinderagtige speletjies en kry. Go for it. Gaan. Ek gaan. Toe gaan dan. Ek wil, maar my bene wil nie beweeg nie. As jy te bang is, sal ek vir hulle sê. Okay, ek's reg agter jou. Wil julle vir my 'n flop in hart aanval gee? Daar's 7 soorte hel los in ons huis. Toe loop ons maar liewer. Albertus se ma gil die hele tyd vir my. Wyk, Satan, wyk voor my vlees en bloed. En die oom gooi vir ons vreeslike handsyne. Maar wat doen Albertus? Hy sit net daar met 'n halwe smaal, soos iemand wat sopas verlos is van hartlywigheid. En sy ma skree soos 'n viswyf en sy pa pak hulle tasse. Dit klink vir my hulle klaar gekuier. Sonder enige twyfel. Het julle tweeetjies enigiets daarmee te doen gehad? Amper. Wat se amper julle het of julle het nie? Ons het maar net na hulle toe gegaan om met hulle te praat. Waaroor? Om vir hulle te sê dat Albertus gay is. En alhoewel ek agter Hester was dit op die punt vir my tong. Maar toe het Albertus self vir hulle gesê. Nee, Precious het. Precious. Precious sê kuiergaste veroorsaak net ekstra werk en daai 2 mense wil heeltyd bedien word met tee en snacks. Toe strip sy haar en sy sê vir hulle: "Your fatty boy is too much gay and he's doing the lovey-dovey and kisses with my madam trompet." Hoe skeef Albertus se geheim ook al uitgekom het, wat maak dit saak is uit en jy kan ten minste vanaand weer in jou eie bed slaap. Waarskynlik alleen. Hoe so? Dis waaroor die geskreeery gegaan het. Albertus se ouers wil hom saamvat vir mediese en sielkundige behandeling. Jammer, maar vir daai kwaal is daar geen medisyne beskikbaar nie. Hulle praat van 'n private kliniek. In Hermanus.
Albertus se pa sê, dis een van die min plekke waar 'n mens nog behoorlike elektriese skokterapie op jou mediese fonds kan kry. Daai mense is nie lekker nie, Antie. Ek reken hulle is heeltemal van hulle flop en trolley af. My pa het my gestuur vir sielkundige behandeling, maar dit het nie veel gehelp nie. Ek en die sielkundige het heerlik gechat. Hy was okay. Ek moet ry, anders gaan ek laat wees vir werk. Bel my later vir 'n update. Wag. Toe ons net nou hier ingekom het ek toevallig opgelet dat Antie 'n brief baie vinnig en amper 'n bietjie skuldig in Antie se handsak gedruk het. My beeswax. As jy aanhou om so slim te wees, sal jy nooit 'n man kry nie. I feel tower. Champs Élysées. Champs Louvre. Hallo? Bonjour. Trop het my ge-SMS met die nuus dat Albertus se geheim uit is en dat sy ouers vorentoe weg is. Wat het gebeur? Dis 'n baie lang storie. Gee my 'n opsomming. Dis presies wat jou SMS was. O, okay. Het jy vir jouself blomme gekoop? Dit was by die studio afgelewer. Vir jou? Ja, vir my. Van wie af? 'n Ou? Die oue naam. Ek gaan nie vir jou probeer lieg nie. Dis Piston Pinaar. Piston Pinaar? O sis, is jy getrek? Jy herhaal alles wat ek vir jou sê. Van wanneer af stuur Piston vir jou blomme? Dis die eerste keer, jy het niks om oor hysteries te raak nie. Dis net 'n onskuldige bosie blomme om vir my dankie te sê. Dankie waarvoor? My tyd, my talent, my ondervinding. Wat meer wil jy weet? Ek dink ek is besig om naar te word. Al is Piston soort van verloof, het hy 'n affair met my. Jy weet dit. Jy beloof jy gaan my goed uitlos. Ek het nie aan hom geraak nie. Hou dan op om my so te martel en vertel my alles. Dan hoef ek jou nie 'n miljoen vrae te vra nie. Piston se jongste sussie Vicky het Saterdag aand haar matriekdans gehad. Ek het nie eens geweet Piston het 'n sussie nie. Hy twee, Cathy en Vicky. Cathy is 'n tandarts en Vicky is die familie se laatlammetjie. Dit voel vir my asof ek die bus gemis het. Vicky was so senuweeagtig want sy kan glad nie lang arm nie, toe ek vir haar 'n paar lesse by die studio gegee. Haar matriekdans was 'n groot sukses en toe kry ek die blomme. Het die Vicky vir haar lesse betaal? Nee, Aha! haar pa oom Pine was 'n vreeslike nice oom. En hy's so trots op Piston. En sy maat aan die Babs is net so nice. Oom Pine? Tannie Babs? Ek ken nie eers hierdie mense nie. Was ek in 'n koma of iets? Nee, pampoen, jy ken net vir Piston op 'n ander vlak. En met al jou internasionale vlugte is jy baie meer van die huis af weg. Ek dink nie dis meer 'n goeie idee nie. Het jy vir Piston se ouers leer ken toe jy vir Vicky danslesse gegee het? Nee, toe ek saam met Piston na Cathy se troue toe was. Ek moet gaan stort. Sorry. Ja, hallo's. Ag, wie se ou lovey en skink vir my bietjie koffie in. Hierdie nagskofwerker, hy vreet mense energie op. Ek kan nie oordenklik in die dag slaap nie. Ek voel soos 'n zombie. Ek het ook glad nie goed geslaap nie. Is jy alweer op pad oor see? Eers die naweek. Ek doen 'n training flight Durban toe en terug. Ons train nuwe cabin crew vir die local vlugte. Ek is weer vanaand by die huis. Goed, so ek's ook af. Ek sê vir ons iets lekker kook, dan kan ons 'n bietjie kuier en 'n slag opvang. Ons leef so verby mekaar. My internasionale vlugte laat my kontak verloor met wat hier aangaan. Mou jy of breek jy? Ek moan.
Ek en Piston is op verskillende vlugte. Ons is amper nooit in dieselfde land nie. Ek en Martin was nooit juis op dieselfde planeet nie. Ek is ernstig, Antie. Het Antie geweet dat Esther saam met Piston na sy suster se troue toe was? Ja, maar om die vrede te bewaar het ek maar liewer my bek gehou. Piston is verloof. Waar was sy verloofde? Jo, maar jy's out of touch. Hy's nie meer verloof nie. Wat? Maar van wanneer af? Maar net voor Kathy se troue. Het voel asof ek in 'n nagmerrie is. Kan iemand my asseblief wakker maak? Wie is ek? Waar is ek? Ooh, maar jy's 'n drama queen. Nes jou ma. Ek dink jou probleem is eerder jetlag. Ek dink julle steek hierdie goed aspres vir my weg. I'm out of the loop. Dis omdat jy die hele tyd oor see vlieg en terug, oor see vlieg en terug, dan slaap jy hier, dan slaap jy daar. Dit moet baie jetlag opbou. Ek skat, jy's teen die tyd al 3 weke jonger as wat jy regtig is. Ek gaan eers probeer om dit te verstaan nie. Al wat ek weet is Esther krap in my slaai. Ja, ek het haar gewaarsku, maar sy is hardkoppig, nes julle pa. En sy wou niks sê nie. Gisterand haarself toegesluit in haar kamer. Pa se kind. Ek het geweet jy gaan moeilikheid kom toe sy die naweek saam met petrolpomp in 'n private vliegtuig Sun City toe is. Askies. Hel, jy het nie geweet nie. Jy sien, ek is poermoeg en dan praat ek my bek verby. Ek moet liewer net shut up. Jy kan ook maar jou tyd vat. Ek en Bertie het so lekker gelê en snoesig kuddel. Ons het amper vergeet om vir Precious breakfast in bed te maak. Breakfast in bed? Ja, dit was deel van ons ooreenkoms. Ek dink julle bederf haar. Albertus het gesê hy sal vir die volgende 2 maande elke weeksdag vir haar breakfast in bed maak as sy vir sy ouers ietsie vertel. Ek het gewonder what's in it for her. Help yourself. Ek kan nie te lank sit nie, ek moet 'n slaapie gaan kry. Anders is ek vanaand useless. Bertman se ouers het gebel en gedreig om hom te onterf. Maar hulle heroorweeg dit nadat hy vir hulle gesê het dat hy dan nie langer hulle maandelikse huispaaiement, elektrisiteit, water, telefoonrekening en DStv sal kan betaal nie. Money makes funny. Ek is bly die geheim is uit. Ek neem aan, hy het vir sy ouers gesê hulle moet die mediese behandeling druk. Met 'n paar kragwoorde. Hy sê dit voel asof 'n berg van sy skouers af is. Hy's 'n nuwe mens. The truth shall set you free. Behalwe as jy geld gesteel het. Ja. Ek kan nou nie eintlik die volle waarheid praat oor die insident wat my die skriftelike waarskuwing laat kry het nie. Nee, jy sal gefire word. Jy het niks vir die meisiekinders gesê nie, het jy? Nee, 'n woord nie, ek beloof. Nou hou dit so. Ek moet probeer om vir hulle 'n role model te wees. Hulle ma, Hendrina, kon dit nooit eintlik reg kry nie. My ma ook nie. 'n Ouer wat boom rook, stel 'n baie swak voorbeeld. Hendrina se probleem is sy's verskriklik seksie, selfs nou nog. Sy weet dit. Bloemfontein weet dit. Die Army kamp weet dit. Hulle sê in Bloemfontein is daar meer gays per vierkante meter as in enige ander stad van die wêreld. In Johannesburg is dit crime. Is nou al so erg die hijackers. Maar jy beloof om vir niemand iets te vertel nie. Ek beloof. Jy sê niks vir Esther nie. Jy hoef nie daaroor te worry nie. Ons praat nie op die oomblik met mekaar nie. OK. Bessie was amper by haar werk gefire. Nee, het sy die K-woord gebruik. Dan sou sy beslis gefire gewees het. Hierdie is 'n kleiner oortreding. By my werk gebruik Martha daai I-woord vreeslik baie. Elke Vrydag maak Bessie en haar span 'n gebou skoon waar Hannes elektriesien sy nagtelike maintenance doen. Dis waar hulle ontmoet het. Laas Vrydag het Hannes vir Bessie die groot baas se kantoor op die 18de vloer gaan wys. Dis amper die hele vloer. Slaapkamer, bar, sauna, jacuzzi, alles. Ek kan raai wat kom. Na 'n paar drinks in werkstyd is hulle uit hulle uniforms in die sauna en toe in die jacuzzi.
Dis net die slaapkamer wat oorbly. Hulle het nie daarby uitgekom nie, want die ondersupervisor, Hetty van Aswegen, loop net toe by die jacuzzi-kamer in. Shame, arme Auntie Bessie. Hannes spring uit die water en val plat agter die waterpomp. Bessie duik onder die water in, maar jacuzzi's is nie baie diep nie en haar linkerbout steek toe uit. Ongelukkig die deel met die tattoo op. Wat die het die vroumens toe seker herken. Nie daar nie, maar wel later by uitkenningsparade. Shame. Auntie Bessie is baie ongelukkig. Hulle het net so 'n lang lys van oortredings teen haar. Almal het gedink sy gaan gefire word. Hoe het sy losgekom? Bessie se verweer is dat sy haar span van voor af lei. Die jacuzzi moes skoongemaak word en sy het dit gedoen. Kalbas. Sy kon nie laat haar uniform nat word nie. Maar wat van Hannes? Het jy mos hom tog seker ook gesien het? Hy sê hy was besig om die bedrading van die waterpomp te doen en dat dit absolute toeval was dat Bessie terselfdertyd in die jacuzzi was om dit skoon te maak. Enig iemand met meer as 2 breinselle kan vir jou sê dis 'n storie. Dit sê jou gut vir jou, maar die feite skep twyfel en boem, onskuldig met net 'n skriftelike waarskuwing. Ek dink ek moet vir Auntie Bessie kry om my te verteenwoordig wanneer ek met Hester moet praat oor piste. Jy sal ook vir jou 'n bodyguard moet kry. En toe was jou vlug. Baie lekker. Tot hy moetswillige Rado Missemang vir almal in die kajuit aangekondig het dat ek die suster is van die blonde ligwaardin op die voorblad van die nuwe brosjures in die seat pockets. Jy het nie dalk vir ons huis toe gebring nie. Ek wil dit so graag sien. Dit was ongelukkig die laaste ding waaraan ek gedink het. Het jy dan vir Estertjie op die billboards gesien? Mens kan dit nie mis nie. Ons moet onthou om 'n kiekie daarvan te neem. Hi. Ek dink ek hoor julle praat oor die billboards. Hoe lyk dit? Sê jy die fake ligwaardin? Asof jy nie na elkeen toe gery het en gaan kyk het hoe dit lyk nie. Ja, okay. Maar hoe lyk dit vir jou? So okayerig. Baie groot. Maar die mense is reg. 'n kamera laat jou 10 kg dikker lyk.